Dion, ek wil hê jy moet my 'n bietjie Ja. vertel, ek het so amper 3 weke terug daar by julle by die kerk in Ledewing Christus kom bedien. Vertel my 'n Ja, bietjie, jy weet, wat was fout en hoe God jou aangeraak het? Kobus, dit was absoluut amazing, maar ja, laat ek jou maar net inlig van die begin af. Ek het hier so 2017 het ek 'n redelike ernstige rugbesering ondergaan by die werk. En jy weet, ons is maar baie slim, jy hou maar uit en jy loop maar met die rug en jy weet mos nou nie wat is fout nie. En ek het so 2 weke met die rug nog geloop en Ja, daardie oggend, toe staan ek op en toe is dit nou moeilik om te loop en my vrou het toe besluit, dit is maar tyd. Ons moet maar by 'n dokter uitkom en die dokter het my toe verwys na hy my ondersoek het na 'n rugspesialis toe ja, in Springs daar by die N17 en ek het hom toe gaan sien. En hy het toe die nodige gedoen, die ekstra hulle geneem, al die toetse gedoen en hy het toe vir my gesê dat dit is die probleem en ek moet jou opereer. wat het hy gesê, En wat is fout met jou rug? dit was alles in die laarrug. Ek het L4, L5, die kussentjies in die wervels het ek geskeur. Ja, En so die kussentjies het nie meer die werk gedoen wat hulle moet doen nie. So die Ja. gevolg is dat die wervels het al hoe nader en nader mekaar kom. Nou, ek was in daai tyd van my lewe was ek maar baie lief vir sport. Ek het baie golf gespeel. So my rug was baie sterk, maar dat dit begin werklik was wat die Engelsman sê, dat dit my begin handicap. ja, En hy het gesê hy moet sny en ek het gesê ek moet gaan dink daaroor en ek het geweier op daai tyd. Ek het gesê want met almal wat jy praat, kry jy die negatiewe terugvoering. Almal sê dit is nie suksesvol nie. ja, En jy weet as jy kyk na die hele proses, dit is nie net die operasie nie, daar's baie kostes daaraan verbonde. Dit is Ja. 8 tot 10 weke by die huis lê. En natuurlik die groot nadeel is al die pynpille wat saam met dit gaan. Ja. Dis een pynpil op die ander pynpil wat jy drink en jy weet dis gevaarlik want nou raak jy nog verslaaf aan die pille ook. ja, verseker. Daar's net baie dinge wat gebeur en op die einde van die dag het ek toe nie gegaan vir die operasie nie. Wat eintlik 'n baie wyse besluit was en ek is baie dankbaar daarvoor. En die 2 Februarie, dit was 'n Sondagoggend daar by ons gemeente. Vir die wat nie weet nie, is lede in Christus in Brakpan. En daardie oggend het ons soos ouer gewoonte gedoen wat ons alles gedoen het in ons gemeente. En jy daai oggend was jy toe genooi as 'n gas by ons om te bedien en vir ons woord te gee. En natuurlik daarna was ook jou genesingsdiens wat jy ook wat jy verder gevat het. Ja, En ek en my vrou het daai 2-3 dae nog voor die diens deur een van ons kollegas wat vir my gesê het dat jy kom na ons toe en ek het jou 'n bietjie gaan Google en ons het gekyk na een of twee van jou sake en sê dis reg, ons is daar. ja, En ons het die nodige gedoen voor die diens en die pastoor het toe eventually hy vir ons toe gesê, weet jy, kom ons sluit die diens af, laat jy kan aangaan, want toe baie mense natuurlik nou gesê weet hulle bly agter. ja, Wat hy behoefte gehad het en ons het agtergebly. Maar nou is jy so opgewonde, jy is daar met 'n groot verwagting. So dis moeilik om jou beurt af te wag, maar nou moet jy maar jou beurt afwag, jy weet, maar dit is moeilik. En toe ek nou uiteindelik vorentoe gaan, ek moet net bysê in die tyd het baie mense gebid vir my rug. Ons het 'n manifestasie gedoen waar hulle my daar op die banke neergesit het en my geopereer het. En my vrou het altyd gesê, ja, grootste wens was dat ek net een Sondag in daai kerk sal net daar afdans, jy weet. En sy het aangehou en gesê sy glo dit gaan nog gebeur. En toe my beurt nou kom, het ek daar vorentoe gegaan na jou toe en ek kan nog die woorde onthou wat ek vir jou gesê het. Ek het nog vir jou gesê, Kobus, vanoggend gee ek hierdie rug vir die Here. Jesaja 53:5 sê, deur sy wonders ek genees en ek het vir jou gesê ek vat dit vanoggend, ek maak dit myne. Ja. En ek het stil geraak voor die Here en jy het gebid oor die hele saak. Die salwing het geval, die krag van die Here het geval. Dit was onder 'n goeie salwing daar gewees en ek het net gestaan en gesê, Here, raak my net aan. En jy het aangegaan met jou bediening en ek het daar gestaan en uiteindelik loop ek nou weg. Maar ek het gebly in aanbidding en het gesê, Here, vandag is die dag, ek soek u aanraking. En hier so tweede van laaste af, toe ek nou weer vorentoe gegaan na jou toe. En jy het nog vir my gesê, my boetie gaan sit daar op hy stoel vir my. Dit was nie heel voor so tweede stoel van regsaf.
Ja. En ek het daar gaan sit en jy het my bene opgetel en toe maak jy die nuus bekend en sê vir my dat my regterbeen is korter as my linkerbeen. Ja, hy was Wow, omtrent, okay. as ek reg onthou, seker 'n sentimeter of wat Ja, korter. ja. En jy ervaar dit as jy loop nie. Jy begin nêrens as 'n eend loop, maar jy slaan mos nou nie notisie daarop nie. Ja. En jy het my bene opgetel en ek het my oë toegemaak en het of vir my gesê moet my nie steur in my gebed nie, los my, jy weet, laat jy aangaan. Ek sit daar en ek sit daar my oë toe en ek het my oë oopgemaak en dit het in my aangesig gebeur waar ek gesien het hoe my been groei na dieselfde lengte toe as my linkerbeen. Ja. En ons het daar klaar gemaak en ek het opgestaan en jy kan dadelik daai verskil voel. Dit is ongemaklik ewe skielik want nou loop jy normaal. Nou jy weet, loop jy soos 'n reg, normale ja. ding. Maar dis nie waar dit gestop het nie. Ons het daar klaar gemaak. Ek is huis toe. Maar ek was maandag, dinsdag en woensdag nog onder die salwing gewees. Dit is die vrede en die rustigheid wat jy ervaar. Dit voel soos 'n arend. Jy vlieg hoog, Ja. jy's so rustig. Ek sê nou aan vir my vrou, jy kan 'n dinamietstokkie langs my gooi. Hy kan maar ontplof. Ja. Maar kyk ons weet, die vyand, hy was soos 'n brullende leeu. Die aanvalle was groot. Hy gebruik jou eie familie teen jou, maar ons het dit bestraf in die naam van Jesus. Ja. En ek het bly, volhard en gesê, Here, U gaan my nog aanraak. En Woensdag aand so naby 9:30 se kant, staan ek daar voor die spieël in die slaapkamer. Nou ek en Mammie nou 'n lekker aand gehad, het so in die Here se teenwoordigheid en gewerk in die woord en gebid en net gepraat oor die Here se grootheid, sy goedheid en alles. En ek het net 'n geritsel in my bene gevoel. Dit voel of ek net wil begin dans, jy weet, of ek net wil begin rondspring. Ja. En daar was in daai tyd was al 'n film van die naam, dit was Rocky 3 van nou Rocky Balboa. Nou hy het nog daai afritte gehad, die ou wat hy nog in Rocky 2 nog uitgeslaan het en toe wen hy nou die wêreld titel. Ja. En ek sien nog daai duidelike gedeelte waar hy so voor die spieël begin staan en rondspring. En die volgende oomblik toe trek hierdie man weg en ek begin voor daai spieël spring. Ja. En ek het geen pyn ervaar nie. Niks. Ek het daar rond gespring soos 'n rubberbal. Jy weet as jy 'n rubberbal so gooi en jy hop hom en hy spring teen die muur. Dit voel of jy so rond beweeg soos daai bal. En ek het die donderdagoggend opgestaan en gevoel maar, okay, jy het nou wel pyn, maar dit is spierpyn omdat jou rug verswak. Jy weet jy gebruik nie jou rug nie. Jy is maar bietjie bang om jou rug te gebruik. En ek het donderdag gras gesny en ek het die tuin skoon gemaak en ek het niks ervaar nie. En ek het Vrydagoggend haal ek die groot drywer uit en ek het 'n bietjie op die gras gestaan en swaai. Nou die laaste enetjie wat ek nou gehad het, jy weet het ek maar jy's maar versigtig. So jy kan nie doen wat jy wil doen nie en ek het hom geswaai. En naderhand toe gaan ek maksimum. En daar was geen pyn in my rug nie. En dit is nou Vrydag. Ek het nog geen pynpil deur my liggaam gehad nie. En is al so die Here het my aangeraak. 3 weke later. Dit is nou as jy nou vat, dit gaan nou 2 weke wat dit nou gaan. Maar ek het nog geen pynpil gedrink nie. Jy voel nog daai spiere wat swak is, weet jy, spiere moet ou werk. Kobus, al die lof en die eer aan die Almagtige. Kyk, hy is die Almagtige. Weet Matteus 7:7, ek het dit so baie vir die Here net gegee, sê ek. Matteus 7:7 sê vir ons, vra en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal kry. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Weet jy, ek het daai woorde soveel keer gespreek en net vir die Here gesê, Here, raak my aan, maar in sy tyd, nie my tyd nie. In sy plek, nie my plek nie. Daardie oggend was die regte tyd, die regte plek. En die Here het my aangeraak. Die Here het my genees in my rug. Hy het my been laat groei voor my aangesig. En dit is net awesome hoe groot hy werklik is. Hy is die Almagtige, hy is die koning van konings. En in hom die lof en die eer en die aanbidding en ons prys sy naam. Amen. Jy weet, dit is baie interessant dat jy sê, as jy nou vat die Woensdag, as baie mense wat ek voorbid, wat nie onmiddellik genees nie, maar 3 dae daarna, dan gebeur dit, en dis baie interessant. Ek weet ek het op 'n stadium vir 'n vrou gebid, sy was 6 jaar blind, en sy het nie Jesus geken nie, ook net oor die foon gebid, en haar seun het my agterna vertel,
3 dae daarna, toe gaan haar oë oop. So dis net amazing, ja, Ja, mens weet nie altyd hoe dit ja, werk nie, mens weet nie altyd hoe die Heilige Gees werk presies. nie, maar dis interessant soos wat jy sê, daai Woensdag het jy nog steeds die salwing op jou gevoel. Ja, ja. Maar ek moet byvoeg die Sondag toe ek daar op die stoel gesit het, jy kry daai warm gevoel. Ek het 'n warm gevoel gehad hier van bo van my bout af regdeur tot in my voet. Nou dit is nie, weet as jy warm kry in die sweet, dis 'n ander se tipe hitte. Maar die warmte wat ek ervaar het in my regterbeen, ek kan dit nie vir jou beskryf nie. Ek het nie die woorde daarvoor nie. En al wat ek gesien het is my been groei. My been het letterlik voor my gegroei. Nou, ek kan nog onthou voor ek weer teruggegaan het na jou toe, het een van ons kollegas ook al voorgestaan en jy het nog vir hom gesê maak net jou rug reguit. Nou ek het so links aan die agterkant van hom gestaan en ons het letterlik gesien hoe sy wervels in sy rug skuif. Hoe die Here hom aanraak. Ja. En daai man het ook vandag geen pyn nie. Dit is net amazing hoe die Here jou aanraak en jy voel niks nie. Ja. Jy sien net dit gebeur in jou aangesig. Dis wonderlik. Dit is wat amazing is baie keer, ek weet, jy weet toe Jesus ook vir die mense gebid het, dan is dit asof hulle, as hy klaar gebid het, hulle 'n opdrag gegee het of gesê het, jy weet, gaan toon jouself aan die priester of jy weet, staan jou, tel jou bed op en staan en loop. En saam met dit kom daai aksie van geloof. En die oomblik wanneer ou dit doen, dan besef jy maar jy's genees. Prys die Here daarvoor, prys die Here. Ja, nee, dis amazing. Dit is net wonderlik om dit te voel. Jy weet, as ek vandag net 'n woord van bemoediging kan uitkry, dan sal ek net vir mense sê, staan sterk in jou geloof, bly glo en vertrou op die Here, vra hom. Jy weet Jeremia 33:3 sê vir ons, vra my en ek sal vir jou antwoord. Bly glo en vertrou op die Here. En as jy werklik waar as jou geloof op die regte plek is nie en jy vra die Here, as die Here begin werk, wie gaan hom stop? Hy gaan niemand aanraak. Maar jy moet net glo en vertrou dat dit gaan met jou gebeur. Jy sien, dit is so belangrik dat ons hierdie getuienisse uitkry, dat die mense kan sien dat die signs and the wonders van Markus 16 vers 17 gebeur nog steeds. En dan ook in Matteus 10 vers 7 waar die woord vir ons sê, waar Jesus vir sy disippels ook gesê het, hulle moet uitgaan en gaan genees die melaatses, wek die dooies op, dryf duiwels uit en maak siekes gesond. Verniet het jy dit ontvang en verniet moet jy dit gee. En dit is my passie, is om vir mense te bid en dat die mense kan ervaar die krag en die vuur van die Heilige Gees. Ja, en heeltemal korrek, jy weet, op die einde van die dag, ons moet nie op ons laure sit nie, ons moet sy naam verkondig. Dit is 'n wonderwerk wat met jou gebeur het, jy dit ervaar. En ons moet die evangelie daarvan uitlewe. Ons moet dit gaan verkondig daarby. Jy weet, ons moet die woord sê vir ons so mooi in Matteus 28 vers 19. Ons moet uitgaan en ons moet nasies sy disippels gaan maak. Amen. En hulle moet gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, en dit is wat ons moet doen. Jy weet, ons lewe in 'n tyd waar ons kan sê ons lewe in Noag se skare. Die tyd is min en ons moet werklik waar die Here se naam gaan groot maak daar buite en dit verkondig. Dit is wat ons moet doen. Nee, verseker, is amazing. Daar's soveel getuienisse uit daai noudag uitgekom toe ek daar gaan bedien het en ja, ons share nou die getuienisse maar soos dit uitkom. Maar ja, alle eer aan Jesus Christus, alle eer kom hom toe. Ek is net 'n gewone mens, ek kan in elk geval niks doen nie. Ja, ek wat vir my baie mooi vers is Markus 9 vers 23. Daar staan, soos wat jy glo, so sal dit wees. Vir hom wat glo is alle dinge moontlik. Amen. En dis net wat ons moet doen, ons moet net staan in geloof en vertrou, dis al. Ja. Maar ek wil vir jou dankie sê, ek waardeer jou tyd en dankie vir hierdie getuienis. Ons stuur dit uit dat die mense kan sien dat Jesus Christus leef. Kyk, wat ook natuurlik vir ons amazing is dat jou gehoorsaamheid en laat sy krag deur jou gaan en laat daar genesing plaasvind. Dit is wonderlik, Kobus, en
Ja, mag die Here in jou ryklik seën jou en jou familie. Baie En mag hy dankie. jou vat van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. En ja, jy volhard in die werk wat jy doen. Dit is absoluut amazing en ek is alreeds opgewonde en ek sit alreeds met 'n volgende verwagting as hy weer na ons toe kom. Wat die Here daar gaan doen in ons gemeente. Maar baie dankie vir die geleentheid. Dankie dat ons hierdie woord kan uitkry en dat ons hierdie getuienis ook aan mense kan deel. Ja, En mag dit 'n verskil maak in iemand se lewe as hulle verseker. daarna luister. En mag die Here hulle sommer net daar aanraak, jy weet. Prys die Here. Ja, daar's baie mense wat my laat weet, hulle het net na die video geluister en dan is hulle genees. Iemand het my laat weet, hy het na 'n video gekyk en toe het hy die aand 'n droom gehad en toe het hy hom in sy droom gesien hoe hy omval en half begin manifesteer en die volgende oomblik toe hy vry. So ja, Amen. die anointing God werk. God is Amen. besig en hy's besig om sy Amen. bruid voor te berei vir sy koms. Ja, ons is bewus daarvan 100%. Maar dankie baie my maat, dankie ek Kobus.